daar enige iemand is na wie jy wil streef om te wees, is Elia 'n goeie persoon. Hy het die krag van God geken. Soveel van wat gebeur in die Ou Testament is 'n wonderlike terugverwysing na dit wat Elia verrig het vir die Here. 'n Kragtige profeet. So hier, onder andere, een van die laaste gebeure voor sy storm losbreek, is die Baal profete, en hulle het mos nou die offers daar, met al die profete wat vermoor is, wat doodgemaak is, en Elia daag al daai Baal profete uit, en hy sê, man, my God is eg, hy is waar. Onthou julle daai verhaal? En die Baal profete roep tot hulle gode om die vuur te stuur, en niks gebeur nie. Hulle gaan tot sulke extremes, hulle doen alles in hulle vermoë, niks werk nie. Elia kom op die scene, hy probeer alles illustreer, dat dit nie sal werk nie, maar toe hy die naam van die Here aanroep toe, reën dit vuur. Toe gebeur die wonderwerk, wat tot vandag toe nog die grootste wonderwerk sekerlik is, behalwe vir die redding van jou siel. Ongelooflik amper. En die volgende oomblik tref die popo die fan. Maar ek wil vir jou sê, as jy al ooit 'n wonderwerk voor jou oë beleef het, dan moet jy weet, jy is op 'n high. Het jy dit al beleef? Het jy al gesien hoe die Here 'n dooie oprig? As jy daar wegstap, dan weet jy, ek weet die Here leef, maar dan weet ek, hy leef. Ek is so onbeweegbaar in die krag van die Here, dat niks my sal onderkry nie, tot dit doen. Tot dit doen. En dis presies wat hier in Elia se lewe gebeur het. Met hierdie magtige wonderwerke, God se voorsiening, God se krag wat aan die werk is daar een frase wat sy toys uit die kot uit laat gooi. En dis die volgende. Isabel stuur vir my boodskap en sê, mag die gode my swaar straf as ek nie moorde teen hierdie tyd met jou lewe maak soos die lewe van een van hulle nie. Met ander woorde, Elia kry 'n dreigement dat Isabel hom gaan verwoes, sy gaan vir hom doodmaak. En Elia se storm breek los in 'n oomblik se tyd. En daar gebeur iets met hierdie goddelike wese wat totaal menslik is. Ek wil vir jou sê, Elia was 'n mens. Hy was nie 'n engel nie. Hy was 'n mens soos ek en jy. En kom ek sê vir jou, hoekom was hy 'n mens? Want ek weet, in my menswees, as 'n storm my tref, is al sekere goed wat met my gebeur, wat ook met jou gebeur. Want ek het al 'n paar gesprekke met van julle gevoer, en ek het besef, julle is ook mense. So as jy dit nie vandag weet nie, ek wil vir jou sê, aanlyn kykers, jy's 'n mens. Dit verskoon nie jou behavior nie, maar jy's 'n mens. So hoekom sê ek, jy's 'n mens? Want ek wil hê jy moet hoor, wat is die natuurlike patroon wat gebeur wanneer jy deur 'n storm gaan? En ons kyk na dit bloot uit Elia se lewe. Nommer 1, 'n vrees pak jou beet. Nou vir die manne wat hier in ons midde sit, ek wil vir julle sê, julle is baie goed om vrees weg te steek. Vrouens, ons is pateties om vrees weg te steek. Ons kan vrees goed wegsteek vir ons kinders, maar gewoonlik manifesteer die vrees in 'n irritasie teenoor ons mans, as ons begin vrees. Elia sê dis hy, ek hoor dit Tannie, ek hoor dit. 'n Vrees pak ons beet. So wat gebeur wanneer jy vrees, kerk? Wat gebeur? Dit is asof alles binne in jou verlam raak. Dis asof die woorde wat jy al die jare geleer het, skielik net dof in jou geheue is. Dis asof alles wat sinvol is, skielik 'n raaisel word. Was jy al op so 'n plek gewees? Skielik kan jy dood eenvoudige take nie eens aanpak nie. Alles is 'n bewerasie.
Die fancy sielkundiges gebruik hierdie woord, hulle noem dit angs. Angs is maar net 'n vertakking van vrees. Jy kan nie in 'n gebou instap nie, dan bewe alles. Jy kan nie iemand in die oë kyk nie. Ons noem dit vrees. 'n Vrees pak Elia beet in sy storm. Is jy ook 'n mens? Is jy ook 'n mens? Ek wil vir jou sê, ek was so 2 weke terug op so 'n plek gewees. Ek het vreesagtig gevoel en ek sê, Here, ek verstaan nie lekker wat hier aangaan nie. Hoekom? Die tweede ding wat met Elia gebeur in sy storm, is hy vlug. Hy vlug. Wanneer ons in 'n storm kom, is een van die eerste goed wat ons doen, ons vlug. Dis hoekom wanneer ons mense beraad, sê ons vir hulle, moenie vinnige keuses maak as jy in 'n stormtydperk is nie. Want skielik hoor jy die Here sê, ek moet trek. Ek moet bedank. Dis nie die Here nie. Dis nie die Here nie. Dis jou storm. Hy lieg vir jou. Dis jou mens wees. Hierdie stukkie vlees wat die Here aan mekaar gesit het. Skielik sê die Here vir jou, ek moenie meer kerk toe kom nie. Dis nie die Here nie. Is nie hy nie. Skielik is jou beste vriende jou grootste vyande. Die fout is nie by hulle nie, die fout is by jou. Jy's in vlugsindroom. Hoe lyk daai vlugsituasie vir jou? Skielik, net soos met Elia, was hy eensaam gewees. Nou, in al die jare se prediking van hierdie 1 Konings, het mense hierdie eensaamheid vreeslik vergeeslik, want hulle het gesê, Elia wou solitude met God gehad het. Die waarheid is, hy het gevrees, hy het gevlug. Daar was nie opregte solitude in sy hart nie. En ons gaan later by die tweede deel uitkom. Maar ek wil vir jou sê, kerk, wanneer jy deur 'n storm gaan, is eensaamheid nie God se plan nie. Dit is van die moeilikste tye wat jy by jou vriende gaan sit. Dis die tye in my lewe wat ek myself dwing om koffieafsprake te maak, om te gaan hardloop saam met die klub, om te gaan fietsry saam met my vriende. Ek wil hulle almal met klippe gooi, want ek wil alleen wees. Maar hier's 'n dryf binne my, dat ek nie kan eensaam wees nie. Ek het nou vriende nodig. Elia vlug in eensaamheid. Hy los sy helper net daar. Kom jy al agter dat jy ook in 'n storm was? Of is ek die enigste een? Jy weet, hier's 'n menslikheid in ons, wat ons nie altyd besef nie, dan wil ons dit so vergeeslik. Nee, jy is eintlik net in 'n storm. En hierdie goed, net soos die rouproses, het 'n proses waardeur ons gaan. Die ironie van Elia is, hy vlug na die wildernis toe. Die interessante ding van hierdie wildernis waar hy was, is dit is die plek waar daar nie 'n heerser of 'n regerder was onder wie hy gestaan het nie. Met ander woorde, Elia los die leierskap, want onthou dis nou onder die leierskap wat die vervolging gekom het. En hy gaan wildernis toe. Ek wil vir jou sê, nie een van die twee is noodwendig vir jou helpvol nie. Moenie dink die wildernis is waar die gras groener is aan die ander kant nie. Dis nie noodwendig die geval nie. Uiteindelik kom Elia in hierdie stormtydperk op 'n plek waar hy sê, neem aan my lewe, Here. Ek gee maar op. Het jy dit al gesê? Is julle baie geestelik? Het jy nog nooit so iets gesien nie? Ek bedoel, kerk, het help nie, ek preek hier voor vir julle en ek sê ek was nog nooit deur sulke goed nie, dan gaan julle dink ek jok. Ek was al op so 'n plek, waar ek gesê het, Here, that's it, I've had enough. Dis klaar, vat hierdie goeters, vat dit, dis okay. Want 'n storm se patroon lyk so. Jy weet, as ons begin sien, mense bedank bedieninge, storm. En eintlik in hierdie hele proses, wat gebeur is, ons raak so inwaarts gefokus. Want alles vir Elia in hierdie oomblik het oor Elia self
gegaan. So geestelik as wat hy was, toe hy die wonderwerke verrig het, so vleeslik was hy in sy storm. En ek wil jou aanmoedig asseblief, gaan lees 1 Konings 17, 18, 19, en jy kan 'n bietjie aangaan ook, dat jy die volle konteks van dit kan sien. Hierdie was regtig 'n geestelike giant gewees. Hy was nie soos ek nie. Bevind jy jouself dalk in hierdie storm? Want ek wil vir jou sê, as jy 1 of 2 van hierdie punte opgenoem het, dan is jy dalk in 'n storm. En kan ek vanoggend sagkens vir jou sê, dalk is jy 'n bietjie selfsugtig ook. Ek onderskat nie jou pyn nie, en ek onderskat nie die stryd nie. Ek onderskat nie die proses nie. Ek wil vir jou sê, met die grootste liefde, ek het geen idee waartoe jy gaan nie. En soveel as wat ek compassion vir jou het, is die gevaarlikste ding wat jy op hierdie stadium kan doen, om selfsugtig te wees. Ek wil hê, 'n belangrike ding wat jy moet oplet uit hierdie hele konteks uit, is Elia het nie gevlug deur gehoorsaamheid nie. Hoor dit baie mooi. Elia het nie gevlug onder die hand van die Here nie. Want in die hand van die Here is daar nie vrees nie. Daar is vrede. So hierdie hele move, hierdie hele proses wat Elia uitgevoer het, was uit sy eie uit. En as jy met my verskil, is dit oukei, gaan lees weer, laat die woord jouself oortuig. Daar is mense wat ander sieninge het, maar ek weet, God se karakter is onveranderlik. So hierdie was nie noodwendig God se plan nie. Maar hier is die pragtige deel van God, is hy gee in elke omstandigheid 'n genade ingrypende oomblik. In elke omstandigheid. So as jy vanoggend in die kerk is, en is die eerste keer in lank wat jy hier is, wil ek vir jou sê, al het jy uit vrees uitgevlug, al was jy stout, al het jy droog gemaak, en jy het jou eie storm veroorsaak, God se genade is vir jou genoeg. En hy gaan ingryp, net soos wat hy vir Elia gedoen het. So, hoor wat gebeur hierso. Die Here los nie vir Elia nie. Hoe weet ons dit? Die oomblik toe Elia vlug, en hy kom op die plek aan, toe sê die Here vir hom, toe stuur hy 'n engel, en hy stuur vir hom, het julle geluister, hy stuur vir hom kos. Julle, hierdie spreek iets van God se karakter. Hoor gou mooi hierdie sin, en as jy iewers kan, bære dit in jou hart aan die Marinda, hierdie is 'n Instagram ene. Jou feilbaarheid beïnvloed nie God se karakter nie. Ek sê dit weer, jou feilbaarheid, my feilbaarheid beïnvloed nie God se karakter nie. Sy karakter is onbeweegbaar. Jou sonde gaan konsekwensie hê, maar sy karakter verander nooit. As hy gesê het, hy gee vir jou daaglikse brood, gaan hy dit doen, selfs in jou storm, al was jy hoe stout. Al het jy hoe droog gemaak. So as jy nou jouself in 'n storm bevind, en die bankrekening is leeg, wil ek vir jou sê, as God vir Elia kon sorg, gaan hy sekerlik vir jou ook sorg. Ek wil hê jy moet nog iets weet van God se karakter. God bewys sy alomteenwoordigheid vir Elia in die storm. Dit is vir my hartseer wanneer ons deur storms gaan, hoor ons soveel keer mense sê, God is nie by my nie. Hy is. Sy wese is hy's alomteenwoordig. Dis wie hy is. En ons het soveel keer sulke mooi getuienisse van God se teenwoordigheid wat tasbaar raak in moeilike tye. Maar ek wil vir jou sê, moenie sy teenwoordigheid misverstaan nie. Hoekom? Want God tugtig, al maak hy homself teenwoordig. So baie keer in die storm, wanneer ons droog gemaak het, dan is daar 'n tugtigingsoomblik. En is gewoonlik in daai tyd wat ons of ons hart verhard, of ons hele trajectory van die storm verander.
moet nie dink God kan nie tugtig nie. God tugtig eintlik vir Elia in hierdie oomblik wat hy onder daai boompie of bossie lê. Hy sê vir hom in die eerste keer, jy moet eet, en Elia eet. Die tweede keer sê hy vir hom, Elia, jy moet nog eet. Want as jy nie nog eet nie, gaan jy dit nie maak vir 40 dae nie. Ek is nie so seker dit was met 'n sagte stem gesê nie. Moenie God se teenwoordigheid onderskat as 'n tugtiging nie. Dit is heel moontlik 'n tugtigingsoomblik, en as jy nie luister in daai oomblik nie, dan sal daar 'n groot probleem kom. Was iemand al in 'n storm? Is jy met my? Daar is 'n punt wat kom in Elia se proses, wat hy toe nou verder vlug vir die 40 dae. En hy kom op hierdie berg en die Here sê vir hom, Elia, wat soek jy hierso? Shamaine, wat soek jy hierso? Jy weet, dit is interessant dat God in 'n stormtydperk van Elia se lewe vir hom vra, wat soek jy hier? Ernstige vraag. Elia weet hy was ongehoorsaam. Die Here weet Elia was ongehoorsaam. Maar die Here doen moeite en hy sê vir hom, wat soek jy hier? Hoekom is jy hier? Ek bedoel, imagine, die God van die heelal vra vir jou hierdie vraag. Wat maak jy hier? Die slim mense sê, as jy gaan kyk na die bronteks, dat hierdie nie noodwendig was om die antwoord uit Elia uit te kry nie, want God is alwetend, natuurlik weet hy hoekom is Elia daar. Die eintlike rede, hoekom God hierdie vraag vir Elia vra, is sodat Elia sy hart sal bekend maak aan God. En dit is vir my so kosbaar. Het jy geweet, God wil jou hart hoor in jou storm? Elia, wat maak jy? Met ander woorde, Elia, vertel vir my, wat gaan hier binne aan? Wat leef hier in jou hart? Jy weet, die interessante ding is, dis nie soos die prosperity preachers wat sê, recite Isaiah 41 verse 10, 70 times and you'll get breakthrough nie. Nee. Hier doen die Here iets anders. Hier sê hy, Elia, sê vir my, wat gaan aan in jou hart? Kosbaar, is dit nie? Hierdie vraag word 'n paar keer vir Elia gevra. Maar iets skuif die laaste keer wat die Here vir hom vra. Dis asof die storm op sy piek is. Jy weet, die donderstorm slaan, en dis 'n rukwind, en al die dinge gebeur, en as dit nie erger kon gaan nie, het dit nou erg gegaan, en Elia sê hierso, of die skrif sê hierso, die Here het nie gepraat, hy was nie hier in die vuur nie, hy was nie hier in die wind nie, maar na hierdie verskriklike losbreek van 'n storm, sê die een vertaling, en die Here het gefluister. Dit is interessant, die Here het die hele tyd met Elia gepraat. Elia, hoekom is jy hier? Elia, hoekom is jy hier? En die derde keer, in die piek van die storm, fluister hy. En ons moet oplet op Elia se antwoord. Want skielik, in sy stormagtigheid, verander daar iets by Elia. Dis asof hy 'n hartspostuur verandering het. En ek voel regtig in my gees, ek praat ver oggend met iemand. Hy het 'n hartspostuur verandering. Hy trek 'n mantel aan en bedek sy gesig. Hy gee dieselfde feite deur. Maar in 'n oomblik se tyd verander sy antwoord van selfpity af na o ja. Dis hoekom hulle my vervolg. Ek het 'n doel. Ek het 'n rede. Ek het 'n visie.
Ek het 'n roeping. Hierdie storm is groter as ek. Ek wil vir jou sê, die stem van God het die krag om jou storm te transformeer. Die Here wil homself vandag laat hoor in jou lewe. Wat ook al jou storm genoem word, of dit egskeiding of bankrotskap, of swaar kry, of moedeloosheid is, die Here wil vandag homself laat hoor. Hy het nog nooit opgehou praat nie, maar vandag fluister hy vir jou. Sagkens, my kind, wat soek jy hier? Ek wil vir julle lees wat sê hierdie een kommentaar. Although Elijah's words are the same, it is possible and indeed parable that the tone was entirely different. Instead of speaking as he had spoken before, almost defiantly, he now catches his inspiration from the still, small voice, speaks with a bated breath and profound self-humiliation. The facts are the same. He repeats them because they and they alone explain why he is in this place. And because he cannot see as yet how they are to be remedied, but he is now conscious of a misgiving as to the wisdom and piety of the course. He feels he acted hastily and faithlessly and has wanted to do God's work in his own rough way. He will go back if it be God's will. He will be content to wait God's time and to follow his leading. The commission which is straight away given to him almost proves that he has experienced a change. In die middel van jou storm gaan jy 'n fluistering hoor wat alles binne jou gaan draai, van selfsug na koninkryksgerigtheid toe. Jou storm, net soos Elias se, is vir 'n baie groter doel as net vir jouself. Het Elia iets verkeerd gedoen om sy storm mee te bring? Het hy gesondig? Nee. Elia inteendeel was nog net gehoorsaam aan God. En uit sy gehoorsaamheid het sy storm gekom. So, kerk met liefde, stop nou om te vra hoekom. Stop nou. Om die heeltyd 'n hoekom te vra, maak jou fokus meer inwaarts. Dit gaan oor my, dis my storm, dis my seer, dis my selfsug. Elia het niks verkeerd gedoen nie, en die storm het gekom. Maar skep moed vandag. Skep moed vandag. Uit die lewe van Elia. Geen storm gaan vir ewig hou nie. Franswan aan die Annelie, geen storm hou vir ewig nie. Het kan nie. Dis nie hoe God se skepping, sy geesskepping werk nie. Dit gaan nie vir ewig hou nie. God gaan aanhou vir jou sorg, ten spyte van hoe sleg dit lyk en hoe dit gaan. Skep moed, daar's mense wat vir jou wil omgee. En as jy nie weet wie hulle is nie, begin mense nooi vir koffie. Doen jy daai eerste tree ongemak. Skep vandag moed. God se wil gaan geskied, ten spyte van my en jou storm. Die pragtige ding van wat gebeur in Elias se storm is, God sê in daai oomblik vir hom, gaan salf die volgende as koning, gaan salf die volgende as profeet. Hoekom? My werk moet voortgaan. Ek wil vir jou sê, ek en jy is nie almagtig, dat ons dink, alles hang van ons af nie. God is almagtig. En hy skuif mense en plekke in posisies, sodat sy wil geskied. Jou storm is nie jou troon nie. Jou storm is ook nie jou kroon nie. Kan ek vra dat jy jou oë vir 'n oomblik vir my sal sluit? Vir die aanlyn gemeente wat hier teenwoordig is en saam met ons kyk, of dalk later kyk, ek wil vir jou sê,
As jy deur 'n storm gaan en jy's vrymoedig, stuur vir ons 'n inbox. Ons wil graag van jou hoor hoe ons jou kan help, as daar iets is wat ons vir jou kan doen. En dieselfde uitnodiging gaan vir elkeen van julle. Moet nie alleen deur hierdie storm gaan nie. Dis nie die moeite werd nie. Ek wil vandag vir jou dieselfde vraag vra wat God vir Elia gevra het. Wat maak jy in hierdie storm? Met ander woorde, my kind, deel jou hart met my. Here, hulle vervolg my. Here, ek besef ek moet u wil uitvoer. Here, ek besef ek moet hierdie doen. Here, ek voel u het my vergeet. Jy nie net vir 'n oomblik vir God daai vraag beantwoord nie. Niemand kan dit namens jou doen nie. Hierdie is 'n intieme oomblik tussen jou en God. Gebruik hierdie oomblik. Hierdie is jou ingrypingsoomblik in jou storm. Terwyl ons nog hier 'n bietjie gaan bedien, groet ek solank die aanlyn gemeente. Mag die Here jou seën, sy guns oor jou uitstort. Mag jy vandag sy stem en fluistering hoor. Dankie Nicolai. Wil jy nie net 'n oomblik neem?